Hi julle almal, Andrei van Wijngaard hier. Soos julle kan sien, dra ek my katreintjie liefde voorskoot en dit beteken net een ding. Ek gaan vandag vir julle wys hoe ek een van my gunsteling treats van alle tye maak. Nou iets soos 25 jaar gelede het ek die resep neergeskryf. Moenie vir my vra waar het ek die resep gekry nie. Al wat ek weet is ek het dit neergeskryf en ek is dankbaar om dit nog steeds vandag te kan hê. Nou julle, hierdie is 'n baie luukse en duur resep. So jy moet besluit, gaan jy weg met vakansie of gaan jy vir jou snackers maak? Voor ek vir julle wys hoe ek dit als aan mekaar slaan, gaan ek net eers vir julle wys watter bestanddele ek gebruik. Ek sal net vir julle wys presies hoeveel van wat ek gebruik. So ek gebruik kondensmelk, botter. Die resep vra aanvanklik vir kurente, maar ek het besluit ek gaan dit vervang met gedroogde cranberries. Ek het sjokolade, Rice Krispies, All Bran. Hierso is natuurlik ook sultanas, breinsuiker, klapper en havermout. Julle, ek sê vir julle, hierdie is 'n duur resep. Maar hierdie is nou die tweede keer wat ek dit gaan maak. Kom ek wys gou vir julle, hoe doen ek dit? So ek begin deur 'n lekker groot bakblad uit te smeer met botter. So om dit vir myself baie maklik te maak, gaan ek voordat ek die botter, breinsuiker en kondensmelk smelt, eerstens al die droë bestanddele afmeet en dan weet ek, sodra hierdie reg is, kan ek dit net byvoeg. Maar ek gaan vir julle wys wat ek doen, dan weet julle hoe om ook dit te doen, want as al hierdie opgelos het, die suiker, die kondensmelk en die botter, as dit opgelos en gesmelt het en is reg, en jy het nog nie die ander bestanddele afgemeet nie, dan gaan jy dit vir jouself moeilik maak, want hierdie is iets wat baie vinnig kan aanbrand as jy dit nie die hele tyd roer nie. So, kom ons kyk gou-gou, hoe kan ons dit vir onsself maklik maak? So vandag wil ek graag hierdie resep verdubbel, maar jy is welkom om alles wat ek hierso wys net te halveer as jy voel jy wil nie so baie daarvan maak nie. So om dit vir myself maklik te maak, gaan ek in hierdie bak die havermout, klapper, Rice Krispies en All Bran flakes voeg. En in 'n ander bakkie gaan ek die sultanas en die cranberries voeg, maar jy is welkom om die cranberries te vervang met kurente. So eerstens gebruik 2 koppies havermout. En as ek sê 2 koppies, dan praat ek van hierdie, want ek gebruik die wat klaar wys 1 cup. 2 koppies klapper. 2 van hulle. Rice Krispies en All Bran flakes is ook albei 2 koppies. So ek voel as ek kom by Rice Krispies, knyp oor toe en kry die original Kellogg's Rice Krispies. Hy is bietjie duur, maar jy wil nou nie 'n goedkoop alternatiewe opsie kry wat al die ander bestanddele aftrek en dit nie so lekker maak nie. Twee koppies All Bran flakes. Andrei, kry net 'n greep, meneer. So nou dat ek al daai bymekaar het, gaan ek in 'n volgende bakkie die sultanas en die cranberries voeg. As jy sukkel om kurente te kry, is hierdie 'n baie goeie alternatiewe opsie. So ek gaan 2 koppies sultanas gebruik. As jy vat, daar's of so 1 of 2 van hulle oor daarso in die pakkie. So jy kan iets wel sê 'n hele pakkie. As jy nou nie wil gaan afmeet volgens koppies nie, want hierdie is nou 2 koppies, dan gooi jy net vir jou 'n hele pakkie 250 gram sultanas in. Ek sien dit is gelykstaande aan 2 koppies. Goed om te weet. So ek het nou 'n koppie van Montetjie se cranberries hier ingegooi.
Ek voel is nie nodig vir meer as dit nie. So 250 gram botter in die kastrolletjie, 2 koppies bruin suiker, waar is my spatula? Spatula. Hier's 'n draai. So nou die botter en die suiker in is, nou gaan ek die kondensmelk, 2 blikke kondensmelk hier byvoeg. Soos ek sê, ek kan besluit maak hierdie of gaan nie weg met vakansie. So ek gaan 'n plaas toe dat hy oorlaai het sy ding kan doen. Kom ek wys gevrede. So moenie soos ek maak en gevriesde botter gebruik wat 'n ewigheid vat om te smelt nie. Gebruik maar sagte botter. Maak dit vir jouself makliker. Moenie altyd soos ek maak nie. Ek maak dit soms myself moeilik. Okay, so is ek nou besig om die hele tyd te roer. Soos ek kan sien, die botter het nou al klaar gesmeld intussen. Die suiker is nou besig om mooi op te los hierso. So nou dat hy al so begin lyk en hy sulke borreltjies begin maak, nou gaan ek hom vir die volgende 10 minute net aanhou roer. So dit is nou 10 minute later en die kooksel lyk so, dit lyk amper so lekker fudgy. Die kleur het 'n bietjie verdiep en verdonker. En nou gaan ek hierdie van die hitte afhaal. Ek skuif my terug van die hitte af. En ek sit die plaat af. En nou dat hy van die hitte af is, nou gaan ek al die ander bestanddele hierby voeg en ek mooi deurroer. So ek roer alles vinnig bymekaar. Die cranberries, die sultanas, al die ander bestanddele wat ek daar so vir julle gewys het. So nou dat alles mooi bymekaar geroer is hierso in die pot, nou gaan ek dit gou-gou hierso gooi in my pan. So ek het nou gespring vir 'n plek om dit alles netjies in die pan te kry. Want as hy eers begin stol en jy spring nie gou genoeg nie, dan is dit 'n bietjie moeilik om alles mooi op 'n plek te kry. So nou moet hy net koud word. En dan kan ek hom sny of in blokkies of in vingers, maar ek dink ek gaan hom sny in blokkies soos in die geval van 'n fudge. En dan wys ek vir julle wat ek dan doen. So nou kom die lekker werk. Nou dat hierdie grootendeels afgekoel het, nou gaan ek hulle sny in blokkies. Voordat dit heeltemal afkoel, kan jy al begin sny in blokkies. Kyk hoe lyk daai skeef, maar ek is nog skeef. So ek gaan dit uitskep op bakpapier wat in pannetjies lê. Want ek gaan nou hierdie sjokolade smelt en bo-oor gooi. Hulle is so lekker, nee. Ek weet nie eers of ek wil sjokolade oorgooi oor hulle almal nie. Maar ek het nou hierdie pannetjies so vol. Die pannetjies met die waspapier. En hulle het ook net soveel spasie. So ek het besluit, daai pannetjie en daai pannetjie gaan sjokolade bo-oor kry. Hierdie gaan ek dalk net gewoon hou. Ons kyk maar hoeveel sjokolade gebruik ek. Maar soos ek sê, hulle is amper net so op hulle eie verskriklik lekker. Sonder die sjokolade, al klaar. Yummy. Kyk net, dit help om te belê in 'n groot lieflike net. Nou weet ek die vleeg gaan nie hier op sit terwyl ek besig is met die sjokolade nie. So ek het 'n water gekook wat ek hier in gooi in 'n groterige potjie. So ek gaan net basies soveel water ingooi. En dan sit ek 'n klein potjie versigtig hierin. Daar mag geen water hierin kom nie. Hierdie yummy slap gaan dan pot toe. En so voeg ek nou nog 150 gram hierby.
So as jy jou sjokolade so smelt, wees net versigtig dat daar nie enige water hier inkom by die sjokolade nie, want dit gaan die hele tekstuur van die sjokolade bevoeter en bederf. En so is dit nou gereed om na die snackers te gaan. Oeh, julle, dit lyk mos nou lekker. Living the life. Oei. Kyk hier so maak ek mooi. So ek vat so 'n bietjie van die sjokolade en ek gooi dit so oor elkeen. Ek kan eintlik dit half so drizzle oor elkeen. Dis ook my waspapier daar is, en as mens bietjie mors van die sjokolade, dan val dit ten minste op die waspapier. So ek spring nou maar net met die sjokolade voor dit te koud word. So daar het eintlik nogal heel wat sjokolade oorgebly. So mense hoef nie eers 'n hele 2 slabs te gebruik nie, of ek het so 1,5 slab gebruik. Mens kan eintlik selfs net 1 slab gebruik, en dit behoort genoeg te wees. Dan maar af hoeveel sjokolade jy wil oorgooi, maar ek dink nie dis nodig vir te veel nie. Julle, hoe lekker lyk dit? Laat weet my 'n bietjie of jy dit ook gaan maak.